Lukas 17 vers 1 tot 37. En hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Pas op vir julleself, en as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. En wie is daar van julle wat 'n dienskneg het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel, sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar, en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy hierdie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is. Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het, en hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal dae kom wanneer julle sal begeer, om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie, en moenie agterna loop nie, want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits, en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly, en deur hierdie geslag verwerp word, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel afgereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor, en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.
Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 vroue wat saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom.